Goeiedag liewe luisteraars. Soos altyd groet ek julle weer eens op hierdie oggend in die kosbare, die mooiste naam, die naam van ons Here Jesus. En vriende, ek praat vanmôre regtig oor iets wat ek dink wat vir baie mense geweldig skokkend sal wees. Maar belangrike inligting om met u te deel dat ons sal verstaan wat gebeur in ons eie land en natuurlik ook in die res van die wêreld, want dit wat in Suid-Afrika gebeur, gebeur ook in ander dele van die wêreld, in ander lande. Maar ons sien dit hier in ons eie land gebeur. Ons weet nie regtig wat dit alles vir ons inhou nie, maar daar is 3 dinge waaroor ek vanmôre met u wil praat in hierdie boodskap. Wat baie belangrik is, dinge wat die val van Suid-Afrika lank vooraf deur wêreldmagte beplan is. En ons gaan dit sien in vanmôre se boodskap en die Here moet met ons praat, ons moet wakker skrik, ons moet besef die koms van Jesus is voor die deur en elkeen van ons moet gereed wees. Ons moet heilig, vlekkeloos en onberispelik bevind word by die koms van Jesus. Maar vriende, ons moet nog aangaan met ons lewe en daarom moet ons weet wat is die gevare en daarom moet ons ook ander waarsku oor hierdie gevare wat voor ons oë afspeel en ons nie altyd daarop let nie. Ek lees vir u vanmôre 'n baie interessante skrifgedeelte wat die Here kosbaar op my hart gelê het en dis in Jakobus 5 vers 1 tot 8. Luister wat skryf Jakobus. Daar staan geskryf, hy begin so, hy sê, kom nou, julle rykes, ween en huil oor die ellendes wat oor julle kom. Julle rykdom is bedorwe en julle klere is deur die motte verniel. Julle goud en silwer is verroes en hulle roes sal tot 'n getuienis teen julle wees en sal soos 'n vuur julle vlees verteer. Julle het skatte vergader in die laaste dae. Kyk, die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit. En die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die Here van die leerskare. Julle het op die aarde 'n weelderige en losbandige lewe gelei. Julle het julle harte vet gevoer soos op 'n slagdag. Veroordeel, vermoor het julle die regverdige. Hy versit hom nie teen julle nie. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laatreën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Nou ja, dit is 'n baie interessante, kosbare en treffende gedeelte wat ons gelees het. Ek gaan dit in die boodskap baie duidelik toepas. Kom ons bid net eers saam. Ons wonderlike Here, ons wil vanmôre weer eens ons harte en ons hoofde voor U buig, want U alleen is heilig. U is die almagtige Skepper God, wat vir ons sê, U kyk uit die hemel, U aanskou opmerksaam die mense op die aarde, die goeies en die slegtes. Maar Here, daardie ou versie in die Ou Testament wat sê, die oë van die Here deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Daardie vers is vir ons kosbaar vanmôre, om te weet, Here, rondom ons is daar ongeregtigheid. Rondom ons is daar mense vasgevang in sonde en in welluste. Mense is in die mag van die bose. En ons sien hoe dit die bose invloed inwerk op ons land en op die dinge wat in ons land gebeur. Maar ons wil bid, Here, dat elkeen van U kinders sal wakker skrik, dat ons gereed sal wees wanneer Jesus kom om ons te kom haal, maar dat ons ook nou mekaar sal waarsku en mekaar ook sal bemoedig om te volhard tot die einde toe en om aan Jesus getrou te bly. Dankie vir U woord, dankie vir dit waaroor ons vanmôre kan praat. Ons bid dat U ook met ons sal praat en ons sal seën deur U woord. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.
Vriende, ons het vanmôre baie besonderse skrif gelees. 'n baie kosbare skrifgedeelte in Jakobus 5. Dis 'n gedeelte wat eintlik so tot ons omstandighede hier in Suid-Afrika spreek. Ek het terwyl ek dit gelees het, terwyl die Here hierdie skrifgedeelte aan my geopenbaar het, en ek dit gelees het, het ek so gevoel, dis presies wie ons mense hier in Suid-Afrika is. En ek gaan in die loop van hierdie boodskap, gaan ek ons skrifgedeelte 'n bietjie vir u verduidelik. Ek gaan dit 'n bietjie verklaar. Maar ek wil net weer eens vir u 'n paar verse wat van toepassing is, wil ek net weer aan u voorhou. Die eerste is Jakobus 5 vers 1 waar daar geskryf staan. Nou skryf Jakobus, hy sê, kom nou, julle rykes. In Suid-Afrika gaan dit baie oor geld en rykdom, aardse skatte. Hy sê, ween en huil oor die ellendes wat oor julle kom. Vers 3c, die C-gedeelte sê, julle het skatte vergader in die laaste dae. Ons is in die laaste dae. Vers 4 sê, kyk, die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit. Hoe baie mense betaal nie hulle arbeiders behoorlik nie. Vers 5 en 6 sê, julle het op die aarde weelderig en losbandig gelewe. Julle het julle harte vet gevoer soos op 'n slagdag. Vermoor het julle die regverdige. Hy versit hom nie teen julle nie. Regverdige is die kind van die Here wat teen mense se sonde praat en hulle word altyd veroordeel. Daar word vyhandig en sleg teen hulle opgetree. Tipies Suid-Afrika se omstandighede. Nou ek praat vanmôre met u oor 'n baie interessante tema, soos die Here op my hart gelê het, Suid-Afrika se val, lank vooraf beplan deur wêreldmagte. Suid-Afrika is besig om ernstig en vinnig tot 'n val te kom. Dis lank vooraf deur wêreldmagte so beplan, my vriende. Nou vriende, ek sê elke keer vir myself, ek praat nooit weer oor die eindtyd gebeure nie. Want gewoonlik is by verre die grootste meerderheid luisteraars baie dankbaar dat ek soveel moeite doen om hulle in te lig deur te praat oor belangrike wêreldgebeure, hoe dit ons raak en wat die woord van God ons leer oor daardie wêreldgebeure. Maar dan is daar ook altyd 'n klein handjie vol wat van my verskil, wat kritiek lewer, my aflag of myself 'n dwaalleraar noem. Soos die persoon wat vir my gesê het, kontant sal nooit uitfaseer nie, en die digitale ID sal nooit verpligtend wees of 'n beheer oor ons lewe uitoefen nie. Hy weet nie waarvan hy praat nie. En soos 'n ander persoon ook gesê het, die digitale geldstelsel is tot ons voordeel, want dit gaan bedrog uitskakel en onwettige migrante beheer, en daarom moet ons eerder bly wees daaroor as om mense daarteen te waarsku. En inderwaarheid sê vir my, hou op om mense te waarsku teen hierdie dinge, want dit is eintlik baie goed dat daar 'n digitale stelsel kom en 'n digitale ID. Nou vriende, dit is presies wat die wêreldgeldmag wil hê ons moet glo. Want hulle planne moet onskuldig klink en onskuldig lyk. Mense moet geen skuld daarin sien nie, of geen verkeerd daarin sien nie. Weet jy, in 1 Johannes 4 vers 1 is daar 'n interessante vers wat ons juis waarsku en sê, geliefdes, glo nie elke gees nie, klein lettertjie gees. Hierdie misleiding is klein lettertjie gees, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgaan. Daar's mense wat sê daar's niks verkeerd met die digitale stelsel nie, selfs predikers.
glo nou vir my, toe hierdie boodskap van my uitgaan, het was daar selfs predikers wat gesê het, daar's niks meer verkeerd nie. Ons leef in 'n tyd waar die waarheid verdraai word en die leuns as die waarheid aan ons verkoop word. Leuns word aan ons verkoop as die waarheid. Vriende, daar is soveel misleiding. Daar is soveel AI boodskappe wat vals is, wat 'n valse boodskap uitdra. Mense glo dit. En daarom glo ek, die Here het my bediening, Kalahari bediening, in die lewe geroep, om mense in hierdie laaste dae waarin ons leef te waarsku teen die leuns van die Satan en sy agente wat saam met hom werk, wat die pad voorberei vir die anti-kris, wat as die valse Christus op die toneel sal verskyn en miljoene mense sal mislei. Daar's 'n dag wanneer die anti-kris op die toneel sal verskyn en ek dink dis nie baie ver nie. Hy sal kom met tekens en wonders, vuur wat uit die hemel sal val wanneer hy op die toneel gaan verskyn. Dis alles die werk van die Satan om sy pad voor te berei, sy koms mooi te beplan. Nou vriende, ek gee regtig nie om dat mense van my verskil nie. Maar dan moet hulle feite reg wees en vir hulle stuur ek gewoonlik die swart op wit feite. En dan hoor ek in die meeste gevalle nooit weer van hulle nie, want die Satan wil nie hê mense moet die waarheid hoor en die waarheid weet nie. Daarom is die Satan se werke altyd in die geheim en alles wat van die Satan kom is leuns en bedrog. Hy is die vader van die leuen, sê die Here Jesus in Johannes 4 vers 8, dink ek, vers 28. Vriende, waarom dink u is daar in die UK en in Australië, Nieu-Seeland en selfs in Namibië is daar, en baie ander lande, is daar mense wat ernstig betoog teen die digitale ID. Hoekom? Hulle weet iets wat ander mense nie weet nie. En dan hoor ek hoe daardie mense by daardie geleenthede reguit sê, ons wil nie pionne wees wat deur die wêreld geld mag beheer gaan word nie. Ons wil nie deur mense beheer word nie. Ons wil nie deur 'n geldstelsel of digitale stelsel beheer word nie. Nou vriende, mense is nie dom nie. Baie mense is deeglik ingelig. Hoekom sal al hierdie mense betoog? Omdat hulle iets weet wat ander nie weet nie. Ons prinsipaal het altyd op kweeskool gesê, moenie dink jou gemeente is dom nie. Jy praat nie met dom mense nie. Nou vriende, ek wil ook sê, moenie altyd dink mense is dom as hulle oor hierdie goed praat nie. Hulle is dalk beter ingelig as ander. Nou nadat Stamer, die vorige minister van Engeland, amptelik aangekondig het dat die digitale ID verpligtend sal wees vir almal, waarsonder het hy gesê niemand in Engeland sal kan werk nie en niemand 'n finansiële bestaan sal kan voer nie, het Stamer se steun so drasties gedaal dat hy kort daarna bedank het as die eerste minister van Engeland. Maar vriende, intussen was daar weer baie interessante dinge die afgelope paar dae in die nuus, waarin ek so duidelik die openbaring van die eindtydprofesie raak sien. En ook duidelik in my gees ervaar het hoe die Heilige Gees my op verskillende maniere, dis elke keer hoe die Heilige Gees werk, op verskillende maniere en uit verskillende oorde, hierdie artikels of berigte laat lees het en videoboodskappe laat luister het, om u te waarsku, om raak te sien wat in ons eie land Suid-Afrika aan die gebeur is. Want die gebeur dinge om ons is vas in die slaap, ons sien dit raak, of ons sien dit nie eens raak nie, en ons reageer nie eens altyd daarop nie. Vriende, ons leef in die laaste dae, en daar is geen belangriker tyd as juis nou, om jou saak met die Here Jesus reg te maak, as jou saak nog nie reg is nie. Ek praat met elkeen wat na my luister vanmôre, daar is geen beter tyd om jou saak met Jesus reg te maak, as juis nou nie. En daarom sien ek elke keer so duidelik, die Heilige Gees se hand in elke openbaring wat ek van hom ontvang, want so word daar nuwe gedagtes
en 'n nuwe boodskap in my hart wakker gemaak. Die Here kom elke keer deur sy Gees, wanneer ek iets lees, wanneer ek sien dis 'n openbaring van die Here oor dit wat gebeur, dan maak hy nuwe gedagtes in my hart wakker en hy gee vir my 'n boodskap om oor te praat. Nou die Heilige Gees werk elke keer 'n dringendheid, nuwe dringendheid in my hart en in my gees om daaroor te praat. En weer eens is dit die geval vanmôre met hierdie boodskap van vanoggend. En daarom praat ek vanoggend met u oor geweldige, interessante gebeure wat lank vooraf deur die wêreldmagte beplan is om te lei tot die val van Suid-Afrika. Ek glo absoluut daar's magte wat van buite af inwerk, wat al vir jare beplan het dat Suid-Afrika tot 'n val moet kom. Eerstens sien ons, die wêreldgeldmag het die Suid-Afrikaanse regering toegelaat om in 'n onbekostigbare skuldlas te beland. Suid-Afrika het 'n geweldige skuldlas, maar die wêreldmagte het dit toegelaat. Hulle het dit eintlik so beplan dat Suid-Afrika net moet geld leen en in 'n onbekostigbare skuldlas moes beland. Ons het sedert 1994 'n regering wat alles wat in Suid-Afrika opgebou was om 'n positiewe bydrae tot hierdie land se ekonomie te lewer, soos myne, fabrieke, staalfabrieke, dink nou maar net aan die staalfabrieke wat toegemaak het in Suid-Afrika, baie ander industrieë, spoorweë en hawens, boerderye soos die saaiboerdery en veeboerdery en vissery, noem dit op. Alles is in die grond afgebreek en dit wat nog staan is ook vinnig besig om afgebreek te word, is vinnig besig om vernietig te word. En vriende, dit is nie politiek nie, dit is 'n realiteit. Mense sê so graag, dominee, jy praat politiek, ek praat nie politiek nie, ek praat realiteit. En ons moet besef, die land is besig om ten gronde te gaan. Suid-Afrika sit met 'n geweldige skuldlas en hulle kan dit nie terugbetaal nie. Daar's 'n mag van buite wat inwerk. Die feit dat Suid-Afrika nie meer self genoeg geld kan bydra tot die staatskas nie, het gemaak dat die Suid-Afrikaanse regering onophoudelik skuld by die Wêreldbank moes maak. Hulle het nie 'n keuse gehad nie. Om te oorleef moes hulle gedurig gaan skuld maak by die Wêreldbank, om net kop bo water te hou, om salarisse te betaal, is logies. Daar's baie staatsamptenare wat se salarisse betaal moet word, toelaas, staatstoelaas wat betaal moet word. En dan moet geld wees om die rykes nog verder te verryk. As daar nie geld is nie, hoe kan die rykes nog meer geld hê om aan te gaan met hulle lewe? En natuurlik 'n bankrot staatsinstansies en vervalle staatshospitale en vele ander staatsorganisasies wat steeds in stand gehou moet word, wat steeds mense het wat betaal moet word. Daar's geld nodig en daarom het die staat gedurig skuld gemaak by die Wêreldbank. Nou vriende, dis skokkend. Statistieke bewys dat Suid-Afrika sedert 1994, toe Mandela aan bewind gekom het en geregeer het, sedert sy tyd het Suid-Afrika net dieper en dieper en dieper in die skuld beland. So in die laaste tyd van Mandela se regering het die skuldlas van Suid-Afrika reeds gestaan op 376 biljoen rand se skuld wat hulle by die Wêreldbank gemaak het. En in Mbeki se tyd het dit opgegaan na 628 biljoen rand wat hulle geleen het en wat hulle geskuld het. Mogalante se tyd was dit 805 biljoen, maar in Zuma se tyd het dit byna verdriedubbel. Dit het opgegaan na 2.490 triljoen rand wat hulle by die Wêreldbank geskuld het. Huidiglik staan die skuld van Suid-Afrika nou in Ramaphosa se tyd amper op 6.119 triljoen rand
wat ons skuld by die Wêreldbank. Dus is Suid-Afrika in so groot skuldkrisis dat hulle lankal nie meer hulle eie skuld kan terugbetaal nie. Daar's nie genoeg inkomste uit ons land om net die skuld te kan terugbetaal nie. En ons is in die mag van die wêreldmag. Ons is in die greep van die wêreldmag. Die wêreldmag wat deur die rykes van die wêreld beheer word, soos die Wêreldekonomiese Forum en die Nuwe Wêreldorde, het van 1994 af reeds slim planne gehad. Hulle het mooi hierdie ding uitgedink en uitgewerk om Suid-Afrika in hulle mag te kry en uiteindelik mag en beheer oor die Suid-Afrikaanse regering uit te oefen. En dis wat hulle nou doen. Wanneer jy die skuldeiser is, dan stel jy die eise. En dan is jy die ander persoon wat jou skuld, het jy in jou mag. Ons is nou daar, vriende. Ons is in die mag van die wêreldgeldmag. Streng gesproke is Suid-Afrika bankrot. Suid-Afrika kan nie hulle skuld eers meer betaal nie. En daarom stel die wêreldgeldmag nou sekere eise aan die Suid-Afrikaanse regering. Wel, ons sien dit nou al duideliker, hoe hulle die eise stel aan die Suid-Afrikaanse regering. En hier kom ons probleme, want nou is ons letterlik in die mag van die bose, by name in die mag van die nuwe wêreldorde. Ons weet wat is hulle doelstellings vir 2030, as u nie weet nie, gaan kyk na boodskappe wat ek daaroor gepraat het, so 'n paar maande terug, oor die doelstellings van die nuwe wêreldorde. Die hele wêreld draai natuurlik om geld en die mag van geld. Die wat geld het, kan 'n mag uitoefen, die wat nie geld het nie, is in die mag van die mense wat geld het en geld leen. Is dit nie juis een van die, moet ons vra, een van die duidelikste tekens van die laaste dae, of van die einde van ons bestaan hier op aarde nie, want ons leef in die laaste dae, die einde van ons bestaan op aarde. Alles gaan juis oor die rol wat geld gaan speel. Geld speel reeds 'n baie belangrike rol in die hele wêreld, in Suid-Afrika, in ons eie lewens. Sonder geld kan ons nie oorleef nie. Geld speel 'n geweldige belangrike rol. Geld gee aan die Satan mag, want dit is 'n hefboom in sy hand, waarmee ons almal op aarde wil beheer en gaan beheer. En daarom sien ons dat hy uiteindelik vir mense gaan sê, as jy nie die merk van die dier vat op jou regterhand of jou voorhoof nie, dan kan jy nie koop of verkoop nie. Hoor wat sê die woord vir ons. Wat het ons vanmôre gelees in Jakobus 5 vers 1, wat daar geskryf staan, klink asof die Here met ons hier in Suid-Afrika praat. As jy kom nou julle rykes, ween en huil oor die ellendes wat oor julle kom, want die ellendes gaan nog groot word in ons eie land, en vriende, ek is nie 'n pessimist nie, ons leef in die laaste dae, Here het gesê, ek gaan swart tye kom. Vers 3c sê, julle het skatte vergader in die laaste dae. Mense maak net vir hulle meer aardse skatte en rykdomme bymekaar, in plaas van dat hulle vir hulle hemelse skatte bymekaar maak, in plaas van dat hulle in die regte verhouding met Jesus staan. Vers 5 sê, julle het op die aarde 'n weelderige en losbandige lewe gelei. Julle het julle harte vet gevoer, soos op 'n slagdag. Weelderig en losbandige lewe, dit gaan alles saam. Klink asof die Here dalk met ons hier in Suid-Afrika praat. Weet jy, daar's nog skrif wat hierby aanhaak, en dis 2 Timoteus 3 vers 1 tot 3, waar Paulus met Timoteus praat, en hy skryf vir hom, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Swaar tye sal kom, want die mense, en wat is die rede daarvoor? Mense sal liefhebbers van hulle self wees. Hulle het hulle self so lief, niemand anders tel nie, niemand anders is belangrijk nie. Liefhebbers van hulle self, geldgieriges is die tweede ding. En dan sê grootpraters en trotsaars. Ek het nou net vir u verduidelik wie hierdie wêreldgeldmag is, en ek gaan nou nie verder klem lê op die verskillende benamings vir hierdie wêreldgeldmag nie. Want dit kan natuurlik my YouTube bediening ernstig benadeel, en daar's altyd mense wat monitor wat gepraat word op hierdie geestelike boodskappe. Want ons weet, vriende, hierdie duiwelse organisasies wat deur die bose mense of deur bose mense beheer word en wat in die geheim funksioneer, want hulle doen baie dinge in die geheim, soos ek hierdie digitale stelsels waaroor ons nou gepraat het. Hulle wil nie ontbloot word nie, alhoewel meeste van ons reeds weet wat hulle geheime is. Ons weet
Meeste van ons behoort te weet wat is hulle doelstellings vir 2030. En ons sien nou hoe die dinge in plek val en hoe dit nog meer in plek gaan val. Maar nogtans moet ons versigtig wees. Die Here Jesus het ons gewaarsku. Hy het homself gewaarsku in die woord om versigtig te wees soos 'n slang en opreg soos 'n duif. So ons moet altyd versigtig wees wat ons sê, hoe ons dit sê en wanneer ons dit sê, moet ons ook opreg wees. Maar kom ons kyk watter eise stel die wêreldgeld mag nou aan die Suid-Afrikaanse regering. Hulle moet nou die eise stel, want Suid-Afrika is diep in die skuld by die die Wêreldbank. Die eerste eis wat hulle stel is natuurlik die eis van onteiening sonder vergoeding. Dis 'n eis wat van bo af kom. Ek sê dit want toe Cyril Ramaphosa nie baie lank terug nie, ek kan nie onthou presies wanneer dit was nie, toe hy van die Wêreldekonomiese Forum af teruggekom het, toe hy hier geland het, toe teken hy die onteieningswet. Nou vriende, ek luister in die week op Kyknet argief, waar Lorenza Eckart in gesprek was met Callie Kriel van AfriForum en Dr. Llewellyn Kerr-Lewis, 'n regsgeleerde en professor Piet Kroukamp, oor die nuwe onteieningswet wat 'n bedreiging vir alle privaat eiendomsreg inhou en natuurlik ook wat definitief 'n groot impak op ons land se ekonomie sal hê. Praat hulle 'n bietjie daaroor. En hulle het dit nou redelik breedvoerig bespreek en dit was baie duidelik dat elkeen van hulle ook sy eie opinie oor die verklaring van hierdie wet gehad het. Die kort en die lank is natuurlik dat hierdie wet vir elkeen wat privaat eiendom in Suid-Afrika besit, ook ek en jy, dat ons deur hierdie wet geraak gaan word. Iewers op 'n manier gaan ons deur hierdie wet geraak word. Dis die mening van hierdie paneel wat daaroor gepraat het. Maar net tyd sal ons natuurlik leer. Die wet is reeds sedert Maandag 3 Augustus in die Kaapse Hooggeregshof hanteer om die wettigheid of die geldigheid daarvan te toets. AfriForum het hierdie saak hof toe gevat, hierdie wet hof toe gevat, want hulle sê ons wil die wettigheid daarvan toets. Nou die uitslag van die Hooggeregshof sal dus bepaal of hierdie wet geldig is en of dit toegepas kan word in Suid-Afrika of nie. En ons moet asem ophou, ons moet natuurlik baie ernstig bid dat die Here se wil sal geskied, maar nie ons wil nie, die Here se wil. Nou hierdie regsgeleerde het verwys na die wye definisie wat in die onteieningswet vervat is. Daar word gepraat van 'n openbare belang aan die een kant en 'n publieke doelstellings aan die ander kant. Hy sê volgens hom is hierdie twee definisies wat aan mekaar is, dit twee definisies wat aan mekaar gekoppel is. Die openbare belang en die publieke doelstellings. En dit maak natuurlik die deur oop vir wye interpretasies, soos hulle ook gesê het, en daarom kan dit verder strek as net grond wat onteien gaan word. Want dit kan anders deur sekere instansies gedefinieer word of verklaar word. Nou ek het baie duidelik hierdie regsgeleerde se bekommernis gehoor, omdat hy van mening is dat dit ook ander eiendomme kan insluit en selfs roerende eiendom. Dit gaan nie net oor grond nie, maar dit kan ook roerende eiendom insluit. Dit kan dus besighede, geboue, woonhuise, voertuie en baie meer insluit, want die wet sê nie dat dit net grond of onroerende eiendom gaan wees wat onteien kan word nie. Vir my maak dit natuurlik baie sin, want dit is een van hierdie wêreldmag of die nuwe wêreldorde se doelstellings om alle mense van hulle privaat reg of hulle privaat eiendomme te onteien. Hulle wil onroerende en roerende eiendom van ons wegvat en sê, nou behoort dit aan die staat, dit behoort nie meer aan jou nie. Jy het geen eiendomsreg oor niks meer en niks behoort meer aan jou nie. En dis waantoe hulle op pad is met ons. Vriende, u wat my bediening
gevolg het oor 'n paar maande of 'n paar jaar dalk al, sal weet ek het baie hieroor gepraat in die verlede, oor die doelstellings van hierdie wêreldgeldmag en hierdie wêreldmag wat ons wil beheer. Hulle wil alles van ons vat. Hulle wil ons geld vat, hulle wil ons eiendomme vat. Hulle wil alles aan die regerings gee en die regering moet dan nou vir ons sorg. Dis waartoe hulle beweeg. Eers het dit sommer net na 'n klomp nonsens geklink as 'n mens daaroor gepraat het. Maar nou raak dit alles 'n al groter realiteit, want ons sien hoe dat dit in ons eie land afspeel. Dis absoluut my oortuiging dat hierdie onteieningswet een van die eise aan die Suid-Afrikaanse regering is as betaling vir hulle groot skuld by die Wêreldbank. Wat natuurlik nooit hulle skuld kan terugbetaal nie. Daar's nie 'n manier hoe dat die Suid-Afrikaanse regering hulle skuld by die Wêreldbank kan terugbetaal nie. Daar gaan 'n dag kom wat ons bankrot verklaar word en dan het ons geld in aanval geen waarde nie, want hulle kan nie die skuld terugbetaal nie. In my tyd sal hulle dit nooit kan terugbetaal nie. Nou ek wil graag vanoggend se skriflesing wil ek hier toepas, want ons eie mense se lewe draai net om aardse skatte en aardse rykdomme en geld. Geld is so belangrik vir ons mense. En hierdie woord van vanoggend verwys spesifiek daarna dat mense alles gaan verloor in die laaste dae. Spesifiek in die laaste dae gaan mense alles verloor. In ons eie land gaan mense alles verloor. In die hele wêreld gaan mense alles verloor. Alles wat hulle deur die jare bymekaar gemaak het, skatte en rykdomme. Luister mooi na Jakobus 5. Jakobus 5, ek begin by vers 1 staan daar geskryf: Kom nou, julle rykes. Maar wat sê die Here? Kom nou julle rykes, ween en huil oor die ellendes wat oor julle kom. Die Here praat met die rykes en sê julle gaan ween oor die ellendes wat oor julle kom. Vers 2 sê julle rykdom is bedorwe. Met ander woorde, julle rykdom sal tot niet gaan. En julle klere is deur die motte verniel, deur die motte opgevreet. Julle goud en silwer is verroes. 'n Baie interessante stelling wat die woord maak, is verroes, en hulle roes sal tot 'n getuienis teen julle wees. Sal niks werd wees meer nie. En sal soos 'n vuur julle vlees verteer. Dit sal soos 'n vuur julle vlees verteer, want mense sal gepynig wees deur die omstandighede. Dit sal 'n teer saak wees, 'n sensitiewe saak om te sien hoe dat ryk mense alles verloor. Hy gaan aan, hy sê, julle het skatte vergader in die laaste dag. Dis die sonde, dis die probleem. In plaas van dat ons skatte in die hemel bymekaar maak, seker maak dat my siel eendag by die Here gaan wees, seker sal maak dat my kinders en my familie saam met my by die Here gaan wees, maak vir julle skatte in die hemel bymekaar en nie op die aarde nie. Vers 4 sê, kyk die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is. Dalk het jy jou werkgewers of jou werknemers nie betaal soos jy moes nie. Sy sal uitroep, en die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die Here van die leerskare. Die Here weet wie sy werknemers swak betaal het en sleg behandel het. Julle het op die aarde 'n weelderige, en hier kom die aanklag, 'n weelderige en losbandige lewe gelei. Saam met rykdom is daar baie keer 'n losbandigheid. Julle het julle harte vet gevoer, soos op 'n slagdag. 'n Geweldige aanklag teen mense wat die aardse skatte en rykdomme najag. In die laaste dae vir hulle net skatte bymekaar maak in plaas van dat hulle sorg dat hulle met God en Christus in die regte verhouding staan. Ten spyte van die straf van geldgierigheid en dat mense van alles ontneem sal word, lê daar tog vir God se kinders. En dis die mooi van hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het. Hy lê daar vir God se kinders, vir sy ware volgelinge, vir die wat die Here regtig liefhet, 'n troos en 'n bemoediging opgesluit in Jakobus 5 vers 7 en 8.
Dis hoe hy afgesluit het hier. Hy sê, wees dan geduldig. Hy praat met jou en my as kind van die Here. Hy sê, wees geduldig, broeders. Tot op die wederkoms van die Here moet ons geduldig bly, moet ons op die Here vertrou. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee, totdat dit die vroeë en laatreën ontvang. Dis net 'n stelling wat hy maak, Jakobus maak. Hy sê, julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte in die Here, in julle geloof, want die wederkoms van die Here is naby. En ons moet weet, ons moet ons harte versterk in die Here. Jesus se koms is voor die deur en ek en jy moet gereed wees vir sy koms. Maar die tweede eis is die eis van 'n digitale geldstelsel en digitale beheer. Nou vriende, ek wil nie baie hieroor weer praat en baie hieroor sê nie. Ek het al heel wat hieroor gepraat. Ek het onlangs 'n hele boodskap oor die digitale ID en die digitale stelsel gebring. Maar ek wil net 'n paar belangrike dinge sê wat almal moet verstaan. Dit voel vir my 'n mens praat partykeer om die realiteit of om die saak. En ek wil vanmôre 'n bietjie reguit praat. Die digitale ID maak dat almal in Suid-Afrika en elke land in die ganse wêreld se persoonlike inligting deur middel van 'n digitale ID op die digitale stelsel geplaas kan word. En daarom wil hulle almal se digitale ID sê. Daar's baie mense wat vanweë hulle geen rekord het nie, veral in Afrika en Suid-Afrika. Onthou in Suid-Afrika en meeste Afrika lande werk mense met kontant en miljoene mense se inligting is nie op 'n regeringsstelsel of op 'n datastelsel nie, en daarom moet hulle 'n digitale ID kry. Hulle moet registreer vir 'n digitale ID. Wat doen die Absa Bank veral? Hulle vat mobiele banke daar in die woonbuurtes in, om almal te lok en te sê, kry vir jou digitale ID, maak vir jou bankrekening oop. Of registreer vir die digitale ID. Sodra almal se persoonlike inligting op die stelsel is, dan gaan daar nie meer kontant wees nie. Kontant gaan voor die tyd reeds uitfaseer, juis om hierdie stelsel te bespoedig. Daar gaan nie meer kontant wees nie, en so sal hulle ook volle beheer oor alle mense uitoefen. As daar nie kontant is nie, moet jy 'n digitale stelsel aanvaar, 'n digitale ID hê, en dan kan jy met alles met digitale geld kan jy koop. En daarna kom die merk van die dier. So hierdie digitale stelsel is 'n voorloper van die merk van die dier, waarvan ons lees in Openbaring 13, en dis 'n merk of 'n chip onder die vel op die voorhoof of op die regterhand onder my vel waar hulle chip gaan inplant, dan is daar nie meer 'n kaart nie. Daardie chip, die merk van die dier, gaan die kaart vervang. En almal wat daardie merk van die dier ontvang, verwerp Jesus Christus, hulle aanbid die Satan en die Antichrist en hulle gaan hel toe. En daarom moet ons nou al gewaarsku wees om te weet, die voorlopers moet ons reeds teëstaan en sê, ek gaan nie daarmee saam nie. Ons is op pad daarheen, vriende. Of ons dit nou wil glo of nie, iemand sê vir my, toe ek gesê het, jy is naïef as jy dit nie glo nie, toe sê hy, dit het hom vreeslik ontstel. Vriende, ek wil weer sê, jy is naïef as jy nie al hierdie dinge glo nie. Maak jou saak met Jesus reg. Neem jou toevlug tot Jesus Christus. Hy is ons enigste redder, hy is ons enigste hoop, hy is ons enigste anker. Weet jy, Spreuke 18 vers 10 sê, die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskut. Dit is my kosbaar. Roep die naam van die Here aan elke dag en sê, Here, beskerm my, bewaar my van die bose, dek my toe onder die kosbare bloed. Ek lees weer vir Jakobus 5 vers 7 en 8, daar die bemoedigende tekste wat sê, wees dan geduldig broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde, en het geduld daarmee, totdat dit die vroeë en die laatreën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Kinders van die Here, elkeen wat sy toevlug in die Here vind, julle moet geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Wanneer ons hierdie dinge sien gebeur, moet ons weet die koms van die Here is naby. Die derde eis is natuurlik die eis van beheer
oor die Christelike geloof en ons vryheid, die vryheid van ons geloof. Hulle wil dit inperk, hulle wil beheer daaroor uitoefen en ek en jy moet daarvoor paraat wees. Ek ontvang 'n kort videoboodskapie van 'n advokaat Nadine Badenhorst, waarin sy sekere ontstellende inligting persoonlik deurgee oor hierdie wet wat hulle wil deurvoer om die kerke en ons Christelike geloof ook te beheer. Nou die idee agter hierdie voorgestelde wet oor kerke is dat die kerke onder staatsbeheer geplaas moet word. So ons gaan nou die kerke gaan nou staatskerke word. As die CRL nou dis een of ander organisasie wat hierdie hele ding dryf om dit goedgekeur te kry, as hulle wat probeer om hierdie wet op kerke deur te hak of probeer om te slaag om dit goedgekeur te kry, dan sal geen gemeente meer kan besluit oor wie hulle predikant of wie hulle pastoor gaan wees nie en hoe hulle as 'n kerkgroep hulle geloof mag beoefen nie. Hulle sal nie meer daaroor kan besluit watter leerstellings hulle wil aanvaar of wil toepas nie. Nou in die plek daarvan sal 'n groep geestelike leiers deur die staat uitgekies en aangestel word. So gemeente sal nie meer hulle eie predikant kan beroep of hom aanstel nie, of 'n predikant van hulle keuse nie. Die staat sal dus bepaal wie mag en wie mag nie 'n predikant in 'n kerk of 'n gemeente wees nie. So as jy iets spreek waarvan hulle nie hou nie, dan gaan hulle jou nie toelaat om 'n predikant in 'n gemeente te wees nie. Dis 'n uiters gevaarlike wet wat godsdienstvryheid aan bande sal lê en die staat sal dan die reg hê om te besluit hoe die kerk sal lyk en wat die kerk mag doen en hoe hulle geloof moet uitleef. Dis 'n verskriklike gedagte, vriende. Elke kind van die Here het dus die plig om dringend die petisie teen hierdie kommunistiese en demonies geïnspireerde wetsontwerp te teken. Vind uit waar kan u daardie petisie teken en teken dit, want ons moet hierteen opstaan en sê, ons gaan nie saam nie, ons aanvaar dit nie. Die kerk se vryheid en gesag hang dus van elke Christen af. As u nie die petisie geteken het, u moenie agterna huil as die kerk sy reg en sy mag verloor het nie en sy vryheid verloor het nie. Kan jy sien, vriende? Kan jy sien hoe die val van Suid-Afrika demonies deur wêreldmagte beïnvloed word? Ek wonder baie keer, waar kry hulle al hierdie gedagtes? Wie beïnvloed hulle? Wie gee aan hulle raad? En wie lei hulle om sulke dinge te besluit? Nou vriende, ek wil weer vir u 2 skrifte lees om hier af te sluit. Ek lees weer vir die Jakobus 5 vers 7 en 8. Hoekom lees ek dit weer vir u? Omdat dit bemoedigend is, omdat dit inspirerend is en omdat dit ons aanmoedig. Daar staan geskryf in Jakobus 5 vers 7 en 8. Wees dan geduldig, vriende. Ons leef in die laaste dae, vlak voor Jesus se koms. Ons sien al hierdie dinge gebeur. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Bly volhard om die Here te dien, lewe heilig, lewe rein, lewe toegewyd aan die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laatreën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte in die geloof, om op Jesus te vertrou, want die wederkoms van die Here is naby. Versterk mekaar se harte, bemoedig mekaar, inspireer mekaar, bid vir mekaar. Maar vriende, luister heel laastens na hierdie kosbare belofte van die Here in sy woord in Openbaring 3 vers 10, waar die Here sê, omdat jy en ek die woord van my lydsaamheid bewaar het, sê die Here, sal ek jou ook bewaar, en die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Hoor u mooi wat sê die Here? Hy sê, omdat jy en ek, as sy kinders die woord van sy lydsaamheid bewaar het, die feit dat die Here lydsaam was, geduldig was, lank vertoef het om ons te kom haal, sê die Here, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel.
Ons ervaar dit, dan kom 'n uur van beproewing. En ek en jy moet geduldig wees, ons moet volhard, ons moet aan die Here vashou. Maak heel eerstens seker, jy is Jesus se kind. Maak heel eerstens seker, hy woon in jou hart deur sy Heilige Gees. Maak heel eerstens seker, jou naam is opgeskryf in die boek van die lewe. As jy nie seker is, jy buig vanmôre voor Jesus sê, Here, ek is 'n sondaar. Red my siel, kom woon in my hart. Vergewe my sondes, maak my u kind. En dan moet jy volhard om die Here te doen. Soek die kinders van die Here op wat toegewyd is. Dien saam met hulle die Here en volhard tot Jesus kom. Kom ons bid saam. Here, u woord is kosbaar. Ons sien hierdie dinge gebeur in Suid-Afrika. En wat moet ons wees? Ons moet beraad wees, ons moet gereed wees, ons moet wakker wees. Help ons, Here, om staande te bly tot die einde toe, wat Jesus kom om ons te kom haal. Dankie dat ons weet, u sê, u sal ons bewaar in die uur van beproewing wat in die hele wêreld kom, om die aardbewoners op die proef te stel. U sal ons bewaar, Here, u sal ons bewaar. U sal ons ook uitred, en ons eer en dankie daarvoor. Ons bid dit alles in Jesus se naam, met danksegging. Amen. Vriende, stuur hierdie boodskap aan. Ek vra dit elke keer, maar ek dink hierdie boodskap moet uitgaan, dat mense kan hoor en dat hulle gewaarsku kan wees, en dat hulle ook kan oopgaan, en dat hulle Jesus kan soek en die Here kan dien. Die Here moet genade gee aan ons. En dra die woord uit, maak die saak reg met Jesus. Totsiens.